In die nuus vanaand, die VN waarsku dat Amerikaanse aanvalle op Venezuela 'n ernstige bedreiging vir die hele streek is. Die regering spreek kommer uit oor die toename in roekelose bestuurders op die land se paaie. En die Kaapse klopse sorg weer vir 'n kleur en klank skouspel ondanks struikelblokke. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die regering het sy kommer uitgespreek oor roekelose bestuurders op die land se paaie wat patrouilles verontagsaam en lewens in gevaar stel. Spoed, mense wat nie sitplekgordels dra nie en dronk bestuur is volgens die owerhede die hoofredes vir padsterftes. Vandag is 8 motoriste tydens 'n padblokkade by die De Hoek tolplaza by Heidelberg in Gauteng vir spoedoortredings in hegtenis geneem. Een van hulle het 200 km/h gery. Die meeste passasiers wil net veilig by die huis kom. It's been great. It's better than it looked yesterday. So, yeah. Seen the police on the road? I've seen a couple of police on the road. Are you happy? I'm happy with the roads. Everything is looking great. Very nice trip, very nice weather. The roads is quite busy today, but everything good. Verkeersvolumes op die N1 naby die Beitbrug grenspos buite Messina in Limpopo het intussen begin afneem. 2 padblokkades is tussen die grenspos en die Baobab tolplaza gehou. Wetstoepassers het veral gefokus op mense wat die land sonder die regte dokumentasie probeer binnekom. Apparently the whole exercise was so pathetic. People have spent 2 days on the Zimbabwean side. What is happening now on the SA side, it is closed. They are allocating a certain number of cars to enter. So there is a queue which is spanning to almost 2 to 10 kilometers out of on the Zimbabwean side, on the Beitbrug side. So wat 25,000 mense het in 24 uur deur die grenspos beweeg, wat 'n opeenhoping van verkeer veroorsaak het. Die lugverkeer en navigasiedienste het die vlugvertragings by OR Tambo lughawe by Kempton Park aan die Oosrand aan uiterste weeromstandighede toegeskryf. Dosyne plaaslike vlugte is gister vertraag of weggewys wat reisigers vir ure lank gefrustreerd op die lughawe en in vliegtuie laat wag het. Die vertragings is aanvanklik aan lugverkeerbeamptes toegeskryf wat weens siekte en ander redes nie vir werk opgedaag het nie. Then later in the evening yesterday, we were then hit by what we call thunderstorms. That severe weather condition caused what is called flight diversions, meaning that flights could not land at OR Tambo because of the weather conditions, and then they had to divert to other airports such as Lanseria. But today, as we speak, operations are normal. The people that were not available, we make sure that they are back working today, so the issue of the temporary resource constraint has been resolved. Honderde mense in Khayelitsha op die Kaapse vlakte is dakloos gelaat nadat meer as 200 plakkershutte in die Tsepe informele nedersetting deur 'n brand verwoes is. Slagoffers het al hulle besittings in die brand verloor. Corbin August doen verslag. Die brand het 'n pad van verwoesting gelaat. Die vlamme is aangeblaas deur die hoë temperature en 'n sterk suidooste wind. Van die inwoners het begin om hulle huise te herbou, maar baie kon niks uit die puin van hulle woonplekke red nie. I lose my ID, which is very vital to me. My daughter's ID book, and then our essentials like our fridges and then stoves and all that. I need my ID and I need my clothes. I lose my mother's fridges, everything, I lose it. Die noodleningsorganisasie Gift of the Givers het hulpbronne in die gebied ontplooi om slagoffers te help. We're going to be here for 5 to 7 days. We're going to give them hot meal. We're going to give them firstly the breakfast, the lunch and the supper. We will be giving them also toiletry packs. We're going to give them baby packs, which is it will have diapers, the wipes and the baby soap and the aqua cream. And then we'll be giving them the mattresses.
Die Kaapstad Metro sê hy het verskeie organisasies gekontak om te help met die koördinasie van verdere hulpverleningspogings. Our officials are also collaborating with local community leadership and religious organizations to arrange emergency sheltering. Furthermore, we have also activated informal settlement management and national human settlements to coordinate efforts in helping affected residents to rebuild their structures. Die oorsaak van die brand word ondersoek. Die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad voer 'n debat oor die Amerikaanse inval in Venezuela en die gevangeneming van sy president Nicolás Maduro en sy vrou Celia Flores. Maduro is onder gewapende begeleiding na New York vervoer waar hy aangekla word van dwelmterreur. Amerika se optrede is strydig met die VN-handves en internasionale reg. Die sekretaris-generaal van die VN, Antonio Guterres, was uiters krities oor die optrede. Guterres het 'n verklaring uitgereik wat in sy afwesigheid gelees is deur Rosemary DiCarlo, die VN-hoof van politieke aangeleenthede. I have consistently stressed the imperative of full respect by all for international law, including the Charter of the United Nations, which provides the foundation for the maintenance of international peace and security. I remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Die Veiligheidsraad is ook toegespreek deur professor Jeffrey Sachs, hoof van die Sentrum vir Volhoubare Ontwikkeling van Columbia Universiteit. Since 1947, the United States foreign policy has repeatedly employed force, covert action, and political manipulation to bring about regime change in other countries. This is a matter of carefully documented historical record. In her book, Covert Regime Change, political scientist Lindsay O'Rourke documents 70 attempted U.S. regime change operations between 1947 and 1989 alone. Die Amerikaanse afgevaardigde in die VN, Mike Waltz, het sy land se optrede verdedig as geregtigheid en hy verwerp aantuigings van regimeverandering. This law enforcement action was directed consistent with the President of the United States' responsibility as Commander-in-Chief to protect Americans at home and abroad against a fugitive who is directly responsible for narcoterrorism that has killed hundreds of thousands of Americans and created destabilizing violence throughout our hemisphere. Nicolás Maduro and his co-defendant, Celia Flores, have been transferred here to the United States to stand trial for their crimes. Die vice-president van Venezuela, Delcy Rodriguez, wat tans as president waarneem, het intussen in 'n ommeswaai 'n versoenende boodskap aan president Donald Trump gestuur en 'n beroep gedoen vir samewerking. Sy het na 'n kabinetsvergadering gevra vir gebalanseerde, respekvolle betrekkinge met Washington. Trump het intussen Colombia gedreig dat die land ook aanvalle kan verwag om van sy president Gustavo Petro ontslae te raak. Volgens hom sal Cuba van self in mekaar tuimel, maar hy het Mexico gewaarsku om in sy spoor te trap. Het Maduro en sy vrou in die federale hof in Manhattan in New York verskyn waar hulle onskuldig gepleit het op al die aanklagte teen hulle. Die klagtes sluit dwelmsmokkelary en wapenhandel in. Die verhoor het geëindig met 'n gespanne gesprek tussen 'n lid van die publiek en Maduro wat gesê het hy's 'n krygsgevangene. Hoewel Maduro gesê het dat hy nie nou om borgtog sal aansoek doen nie, dring hy daarop aan dat hy nog die president van Venezuela is. Die egpaar is na hulle hofverskyning weer onder swaar polisiebegeleiding na die tronk in Brooklyn vervoer, waar hulle sedert hulle gevangeneming aangehou word. Ondanks die geopolitiese onstuimigheid in Venezuela het die prys van Brent-olie gedaal tot die laagste vlak in 6 maande tot om en by $60 per vat voordat dit weer effens gestyg het. President Donald Trump het die naweek gesê die VSA gaan Venezuela en sy oliereserwes bestuur na die gevangeneming van Maduro en Flores. Die olie-uitvoerlande Opel Plus, wat Rusland insluit, het gisteraand aangekondig dat huidige olieproduksie tot April gehandhaaf gaan word.
Trump het versoek dat Maduro se opvolger Delcy Rodriguez die FSA volle toegang tot haar land se natuurlike hulpbronne gee. Venezuela het die grootste bewese oliereserwes ter wêreld, maar jarelange sanksies en verwaarlosing het sy oliebedryf verswak. Trump het Amerikaanse maatskappye genooi om weer te belê in die land. Hy beweer dat olieopbrengs aan Venezuela sal gaan. Die onsekerheid veroorsaak deur die Amerikaanse optrede is wel weerspieël in reeds rekordhoë edelmetaalpryse. Die goudprys is 2,7% hoër en die van silwer 6,6%. Wat olie betref is markte tot dusver gerus dat aanbod die huidige aanvraag oortref. In Gqeberha het 'n onverwagse klopjag by die St Albans gevangenis verskeie onreëlmatighede in die bestuur van een van Suid-Afrika se hoë risikotronke uitgewys. Die klopjag is gelei deur die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgothi Tobagale. Sluikhandel en die nie-navolging van prosedures deur korrektiewe beamptes was van die belangrikste onreëlmatighede wat gevind is. Verskeie selfone, kontant, kos en vals mediese verslae van gevangenes is in die tronkselle gekry. Volgens Tobagale is dit duidelik dat korrektiewe amptenare en die gevangenes saamwerk. In Uvongo by Margate aan die KwaZulu-Natal se suidkus is 2 verdagtes tydens 'n polisieklopjag op 'n huis doodgeskiet. Volgens die polisie het hulle inligting gekry oor onwettige vuurwapens wat in die huis versteek word. Met die polisie se aankoms is daar op hulle losgebrand. 'n oor en weer skietery het gevolg waar tydens die verdagtes doodgeskiet is. Die polisie het beslag gelê op 5 vuurwapens, waaronder 2 AK-47 aanvalsgewere en 3 pistole. Gift of the Givers se hulp is ingeroep om te help met watervoorsiening in die Kannaland munisipaliteit in die Klein Karoo. Hulle voorsien Zoar van watertankwaans en het met verskeie rolspelers saamgewerk om 3 bestaande boorgate te herstel. Die boorgate pomp nou weer water in die reservoirs in en voorsien inwoners in kleiner gemeenskappe van water. Watertankwaans vanaf Ladysmith is 'n tydelike lewenslyn vir die inwoners van Zoar. Ons sukkel baie, toilets sukkel ons die meeste. En dan soos ons vat nou water, dan moet ons skoonmaak, skollegoed en hy skoonmaak, kos maak. Ons het die water. My water gebruik ek volgens 'n emmer. As ek my kos gemaak het en ek maak miskien tee, dan gebruik ek nou nie meer in die aande van die water voor môre nie. Ek kom meer as ek kom uit wanneer die lorry kom, dan kom ek uit met my water. Want daar staan nog 'n kant vol van my water in die huis. So ek was nie eintlik by om water te mag sien. Maar die water wat na Zoar vervoer word, het Ladysmith se watervoorraad uitgeput. Ons het natuurlik een verdere probleem hier ondervind dat nommer 1, dit is nie 'n volhoubare proses nie, want ons is besig nou om Ladysmith se water droog te trek om sodoende nou vir Zoar water te gee. En ons moes kyk na 'n meer langdurige oplossing en na 'n bietjie verdere ondersoek het ons toe nou 3 boorgate hier wat baie goeie water lewer, het ons toegerus om ekstra water aan Ladysmith te kan voorsien. 'n Gebrek aan instandhouding oor die jare het die boorgate buite werking gelaat. En ons het toe uitgereik na die munisipaliteit wat die waterdienste owerheid is. Hulle het wel beginne met aksies om 2 van die gate te herstel, maar hulle kom nog nie by 3 uitkom nie. En dis waar ons die Gift of the Givers hulp ingeroep het. Wat 'n regeringsweer partykeer 3 maande vat, doen hulle in 3 dae. En hier staan ons vandag in die boorgate is in produksie. Hulle lewer so in volle produksies oor die 600 000 liter in 24 uur. Selfs met die verbeterde toevoer waarsku owerhede dat water spaarsaam gebruik moet word. Ek het groot geraak dat jy moenie eers gebruik dan spaar nie, jy moet spaar en dan kan jy gebruik. So baie slim man het dit vir my geleer. Ek dink dit is belangrik terwyl daar water is dit nie nodig om alles te gebruik nie. So vir my sal dit wees om van die mense van Kannaland te sê, hoorie, ons is hier so die 3 boorgate werk en ons is almal baie dankbaar daarvoor. Ander dorpe waar die krane begin leegloop soos Nysna word ook geëvalueer om te besluit oor die pad vorentoe.
Tanya Krause, SAK nuus, Ladysmith in die Wes-Kaap. Die toerismesektor in die Buffalo City Metro het 'n uiters suksesvolle feestyd beleef. Hotelle was 14% voller as verlede jaar en 'n beraamde R65 miljoen is tussen 15 Desember en 2 Januarie in die metro bestee. Sakeondernemings en informele handelaars sê die besige feestyd het hulle gehelp om die nuwe jaar op 'n goeie noot af te skop. Sy sê hulle sal skoolklere vir hulle kinders kan koop want dit was 'n wonderlike feestyd. Hulle is baie bly. Sy sê dat hulle burgemeester bedank vir die braaiplekke want hulle besighede sal groei omdat meer mense by hulle sal kom koop. We are quite excited because informal traders have benefited a lot. Our hospitality industry has also, because our numbers have increased to 79%, which we are quite excited. Daar was ook 'n toename in die aantal internasionale toeriste gedurende die feestyd. We had New Zealanders, we've had USA, Americans coming through, we've seen Germans coming through, the Swiss coming through, and so for international tourists, they really enjoyed our city, and the climate was great. Inwoners word aangemoedig om op te hou om rommel te strooi, aangesien skoon stede meer besoekers lok. Nou vir 'n kykie na die jongste markaanwysers. En ten slotte, Kaapstad was vandag weer 'n skouspel van klank en kleur toe sowat 20,000 Kaapse klopse die strate ingevaar het vir die jaarlikse tweede nuwejaarsvieringe. Die veranderde datum en verkorte roete het gemengde reaksie by die toeskouers ontlok. Die parade word gewoonlik op 2 Januarie gehou en is 'n tradisie wat terugdateer na die Kaapse slawetyd. Ondanks die veranderinge was die geleentheid net so kleurvol en opwindend soos vorige jare, met duisende klopse van 16 troepe wat hulle pad opgedans en gemarseer het na Groenpunt. Die tradisionele roete begin aan die Noverstraat in Distrik 6 en eindig in die Bo-Kaap, maar die organiseerder sê die roete wat vandag gevolg is ook van historiese en kulturele belang. The original carnival. This is the route. That way and this way. The back march and the march towards the stadium, because since 1907 to 1968 it was held at Greenpoint Track. Nog 'n verandering vanjaar is dat die troepe die eerste dag van die klopse kompetisie vandag in die Kaapstad Stadion gehou het. In die verlede is die eerste dag van die kompetisie die Saterdag na die straatparade gehou. Duisende toeskouers het langs die strate saamgedrom om die skouspel gade te slaan. Ons het baie talent tussen ons mense. As jy praat van die Tally Petersons en die Zane Adams, hulle het gesing in die carnivals van ons. Ons het baie talent. As jy moet wou sing ons mense, regtig waar. Die klopse kompetisie sal oor die volgende paar weke voortgaan in die Athlone Stadion, waar die troepe in verskillende kategorieë sal meeding. This is a cultural practice that you will not see anywhere else, anywhere in the world. It is globally unique to Cape Town, deeply entrenched as part of our city's beloved and beautiful heritage. Cape Town is famous not just because it is the most beautiful city in the world, but because it has such beautiful and rich culture. Die wenner van vanjaar se klopse kompetisie sal in die eerste week van Februarie bekend gemaak word. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. En dis waar ons moet volstaan vir vanaand, maar ons is môre aand weer terug. En as jy op die pad is, wees asseblief versigtig en geduldig en kom veilig by jou bestemming. Totsiens.
Goeienaand en welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou wat vandag aan betref wolklose toestande kom voor in die Weskaap asook dele van die Noord-Kaap. Enkel tot verspreide buie kom voor in die sentrale dele van die land en dit strek tot die oostelike helfte. Lig tot matige wind kom voor in die binneland asook aan die kus. As ons kyk na môre, enkele buie kom voor in die noordoostelike dele van die land asook in Kaapstad ander dit mooi weer. Kom ons kyk na die weerwaak wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vir ewige donderbuie. Dit strek van KwaZulu-Natal oor Vrystaat asook in dele van die Noordwes, Noord-Kaap en in die suidelike dele van Mpumalanga. Daar is ook 'n weerwak uitgereik vir môre vir veldbrande en dit kom grootliks voor in die sentrale dele van die Noord-Kaap, dele van die Oos asook in die Weskaap. Winderige toestande kan ook voorkom langs die suidkus, so wees asseblief versigtig want dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n warme dag kan kom voor asook met enkele buie. Temperatuur in die hoë 20s, Pretoria se maksimum daar is 27, Johannesburg se minimum is 13 met 'n maks van 26. In Limpopo 'n warme dag kom ook voor in hierdie provinsie. Bella se maksimum is 30 met 'n minimum van 16. Phalaborwa se maksimum is 33. Verspreide buie kom ook voor in die provinsie. In Mpumalanga verspreide buie kom voor, anders het warm, die kook styg tot 31 grade in Skakuza, Standerton se minimum is 12 met 'n maks van 27. In KwaZulu-Natal 'n warme dag kom voor, Pietermaritzburg se maksimum daar is 35 grade, asook Richards Bay, Durban se minimum is 21 en 'n maks van 32. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kom voor, anders het warm, die kook styg tot 38 grade in Graafrenet, Willowmore se minimum is 13 met 'n maks van 35, Oos-London se maksimum is 27 grade. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, anders het warm, Vredendal se maksimum daar is 29, Beaufort Wes se maksimum is 34. In die binneland in die Noord-Kaap 'n warme dag kom voor, Appington se maksimum daar is 36 grade, Carnaval het 'n minimum van 21 en 'n maks van 35. In die Vrystaat enkele buie tot verspreide buie kan ook voorkom in hierdie provinsie, anders warm, Bloemfontein se maksimum daar is 33, Vicksburg se minimum is 12 met 'n maks van 27. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kom ook voor met enkele buie, temperatuur in die lae 30s, Mahikeng se maksimum daar is 30 grade, asook Ottosdal, Swaziland se minimum is 15 en 'n maks van 31. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.